In die nuus vanaand, Kelly Smith, haar kerel Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn skuldig aan die ontvoering en mensenhandel van Smith se 6-jarige dogtertjie Jocelyn. Boere in Noordwes se oeste vernietig in oorstromings wat die gebied tuister. Maar die vloede sorg vir 'n skouspel by die Algrabies watervalle. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die nasionale vervolgingsgesag het die skuldigbevinding van Kelly Smith, Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn as 'n veer in die hoed vir geregtigheid beskryf. Regter Nathan Erasmus van die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha het bevind dat die drie die 6-jarige Jocelyn Smith ontvoer en haar verkoop het deur haar vir betaling of beloftes van betaling te verhandel. Die graad 1 leerling het op die 19de Februarie verlede jaar uit haar middelposhuis in Saldanha Bay verdwyn en is steeds vermis. Regter Erasmus het 'n tydlyn van die getuienis geskets, soos wat dit in die verhoor aangebied is, en het bevind dat die plan, doel en verkoop van jong Jocelyn voldoen aan die vereistes van die aanklagte teen die drie. On count 1, you are guilty of a contravention of section 4(1) of the Act, read with the other legislation on trafficking in persons in relation to Jocelyn Smith. On count 2, you are also convicted of kidnapping. Die hof het bevind dat die optrede van Smith en Apollos na Jocelyn se verdwyning in ooreenstemming is met die van mense wat geweet het wat van haar geword het. Hy sê daar is bewyse dat hulle nie betrokke was by die soektog na die kind nie, het lekker geslaap en dat Smith selfs by 'n geleentheid gedans het waar 'n musiekgroep opgetree het in die dae na haar kind se verdwyning. This is not the conduct of somebody that's unaware of what happened to the child. Hy het gesê die hof het net die staat se getuienis gehad, aangesien die drie hulle sygreg toegepas het. There comes a time where the evidence is such that it calls out for an answer. And yes, you may still exercise your right, but it has risks. Die uitspraak is in die hofsaal met applous begroet. Jocelyn se oumas sê egter hulle weet steeds nie waar hulle kleinkind is nie. I am angry because nobody knows if she's still alive, if Jocelyn is still alive. Ek dink daar is iets agter daai stil bly. Want ek was persoonlik in die tronk gewees en vir haar gevra. En ek het vir haar gesê die dinge wat uitgekom het. En ek het vir haar gesê jy is die ene wat vir Jocelyn gelowys het. Jy is die ene wat die deal gedoen het. Jy is die ene wat in die kar geklim het. Hoe is dit moontlik dat jy vir my sê jy weet nie waar Jocelyn is nie? Dis sê maar sy weet niks nie. Die NVG is ook verheug oor die uitspraak. Today has been a remarkable day. We're extremely proud of the prosecution team and the investigation team for the hard work. But it would not have been without the community that we would have been here today and had such a good judgment. Die polisie sê die ondersoek na waar Jocelyn haar bevind duur voort. It's quite a pity that they didn't want to go for a defense to witness because we were hoping that there we will get actually where the child is. But we still continue with that investigation. We're still appealing to everyone, anyone who has information anywhere in the world, because we've cast our net worldwide. Erasmus het nog nie aangedui of hy die staat se artikel 204 getuie, Laurentje Lombard, gaan vrywaar van vervolging nie. Voorbereidings vir vonnisoplegging gaan volgende Vrydag begin. Vanessa Puna, SAK nuus, Saldanha Bay.
Die EFF het ook opgeruk na die Kleinfontein Afrikaner gemeenskap buite Pretoria en eis die ontbinding daarvan. Die party sê die gemeenskap blaas rasseskeiding aan en bevorder ekonomiese uitsluiting. Die Kleinfontein gemeenskap ontken die beweringe. Hooggeplaaste MK partylede het sowat 2 weke gelede die gemeenskap besoek. Onder die wakende oog van die polisie by die ingangshekke van Kleinfontein het die EFF 'n sterk boodskap aan die gemeenskap gehad. Racism emanates from a private space, and from a private space it then broadens its scope outside of that. And that is in essence why the EFF is fighting this. We have no problem with development of societies and townships, but if there is a segregation that is based on racial profiling for any development, then we are going to have a problem with it. Sowat 1500 mense woon in Kleinfontein, 'n nedersetting wat meer as 3 dekades gelede tot stand gebring is. Die gemeenskap sê die misdaadsyfer is betreklik laag en Kleinfontein word direk deur Eskom van krag voorsien. Hoewel geen swart mense in Kleinfontein woon nie, sê die gemeenskap hy is nie voorstanders van rasseskeiding nie. A lot of slurs were hurled towards Kleinfontein that, for example, they are welcome to come and work here, their parents work here, sweat here, but they're not entitled to stay here, which is not true. Kleinfontein as a cultural society do our own work. It's our own people that work in the gardens, it's our own people that work in the houses, the construction is done by our own people, it's Afrikaners that do everything. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die Kleinfontein nedersetting is onwettig omdat hy nie aan die Tshwane Metro se hersioneringsregulasies voldoen nie. 'n Boot wat onderweg was om humanitêre voorraad en menseregteaktiviste na Gaza te vervoer, is vroeg vanoggend in internasionale waters naby die kus van Malta deur hommeltuie aangeval. Die internasionale nie-regeringsorganisasie Freedom Flotilla Coalition sê die Israeliese regering is vir die aanval verantwoordelik. Israel verhoed sedert 2 Maart dat enige voorraad Gaza bereik. Die Malta-regering sê daar was 12 bemanningslede en 4 passasiers aan boord, maar die organisasie beweer daar was 30 aktiviste op die skip. Niemand is beseer nie. Die Israeliese regering sê hy sal beweringe van die aanval ondersoek. Intussen het 'n aantal lande by die internasionale geregshof in Den Haag 'n beroep op Israel gedoen om hulpverlening in die Gaza-strook toe te laat. Israel weier toegang van goedere en voorrade na die gebied totdat Hamas nie alle oorblywende gijslaers vrylaat nie. 'n Chinese regsverteenwoordiger het 'n donker prentjie geskets oor die situasie in Gaza. The Palestinian people face no greater urgent threat than deprivation of humanitarian assistance, while the court advisory opinion of July 2024 still echoes. The reality of occupied Palestinian territory remains grim. Occupation continues and the starvation persists. Die Wêreldhof moet adviserende mening vorm oor Israel se plig om hulp aan Palestynë te fasiliteer. Maar in Maart het Israel die voorrade aan meer as 2 miljoen mense in die beleerde gebied afgesny. By withdrawing from the 1967 interim agreement and enacting legislation to prohibit UNRWA operations, Israel clearly violates its obligations under international law. As set forth above, such action contravene a fundamental principle of international law. Nog lande bied ook hulle steun aan die VN-geleide inisiatief om langdurige vrede tussen Israel en Palestina te bewerkstellig. Sudan, wat self gebuk gaan onder 'n burgeroorlog, sê die hof moet spoedig optree. We are deeply concerned by respective legislations imposed by the occupying state, Israel, that has effectively terminated the operations of the Relief and Works Agency in the occupied Palestinian territory, leading to the collapse of the severely needed UN humanitarian response. This outcome
is deeply troubling and carries grave implications, not only for the humanitarian response, but also for the broader regime of UN privileges and immunities. Suid-Afrika voer aan dat Gaza weer onder belegging is en die humanitaire hulpstelsel staar totale ineenstorting in die gesig. Intussen het Israel sy standpunt geskriftelik aan die verhore voorgelê wat hy as 'n sirkus beskryf het. Die Oekraïense parlement gaan op 8 Mei stem om 'n mineraleooreenkoms met die Verenigde State van Amerika te bekragtig. Die Oekraïense kabinet het gister 'n wetsontwerp aangeteken om die mineraleooreenkoms te bekragtig. Dit nadat die VSA en Oekraïne na maandelange onderhandelinge 'n geskiedkundige ooreenkoms onderteken het. Die ooreenkoms, wat 'n 50-50% samewerkingsooreenkoms tussen die twee lande stipuleer, bepaal dat Amerika minerale van Oekraïne sal kry en dat die VSA wapentuig aan Oekraïne sal verskaf. Die onderhandelinge vir 'n ooreenkoms het byna platgeval nadat die verhouding tussen Amerika se president Donald Trump en sy amptgenoot in Oekraïne, Volodymyr Zelensky, se verhouding versuur het na 'n bekgeveg in die Withuis. Die ooreenkoms bepaal ook dat 'n gesamentlike beleggingsfonds vir Oekraïne se heropbou gestig word. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration with the government of Ukraine. Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign and prosperous Ukraine over the long term. Oekraïne se eerste minister benadruk die ooreenkoms is gemik op die ontwikkeling van en herbouing van Oekraïne. Die ooreenkoms bepaal dat beide lande gelyke voordeel uit die beleggingsfonds sal trek. Geldelike bydraes sal gemaak word. Deel van die fonds is dat Amerika militêre hulp aan Oekraïne kan verskaf. Oekraïne bou beheer oor alle natuurlike minerale bronne. Dit is 'n 50-50% ooreenkoms. Geen skuld of hulp wat voor die ooreenkoms aan Oekraïne verleen is by die nuwe ooreenkoms ingesluit nie. Die ooreenkoms verseker nie. Boere in Noordwes is bekommerd oor oeskade en daar is goeie nuus oor brandstofpryse. Dit en nog meer net hierna. Duisende hektaar oeste langs die Vaalrivier is tydens onlangse vloede langs die rivier vernietig. Boere wat lucern en bone in die Bloemhof en Christiana gebiede in Noordwes plant is die ergste geraak en sommige sê hulle het nie geld om weer te plant nie. Ons het 175 hektaar lucern op die land waarvan ons dink ons gaan 140 plus hektaar verloor. Ons is nie seker daarvan nie. Ons het gister met die drone se footage gesien dat baie van die lucern in die water staan en ons weet nou nie hoeveel gaan versuip en hoeveel gaan nie versuip nie. Maar ons finansiëel as ons net 40 of 35 hektaar lucern oor het, dan moet ons hele boerdery verander. 'n absolute ramp. Die meerderheid van Barry van Vuren se lucern is onder water weens 2 vloede wat vinnig op mekaar gevolg het. Dit is die 7de vloed wat hom tref sedert hy die plaas 25 jaar gelede gekoop het. Wat ons betref is dit 'n disaster. Daar is niks anders om te sê as dat dit 'n disaster is nie. Die landbousektor sê die impak op boere is geweldig. Oralste was dit baie hoë reënval. So die boere op droë lande het ook 'n probleem. Grondboontjies loop uit in die pele. Sojabone kan nie gestroop word, die stroppers kan nie in die lande inkom nie. En ons sit die aanslag van die reën was baie groter. Ten spyte van die abnormale hoë reënval en die daarop volgende skade aan oeste, word daar nie verwag dat verbruikers veel geraak sal word nie. Ja, as ons kyk na die huidige vloedtoestande wat voorkom, is dit hoofsaaklik as gevolg van baie swaar reën wat voorgekom het hier in die 3de week van April.
en tussen 120 en 150 mm reën het in plekke voorgekom. Veral die Oos-Vrystaat en die Vaal rivier se opvanggebied. Nou dit is ongeveer 3 tot 4 keer of selfs meer die normale reënval vir April. Met landboutoerusting wat ook beskadig is, sal dit boere minstens 'n paar weke neem om die totale skade te beraam. Die land se munisipale wyke kan dalk anders daarna uitsien by die 2026 plaaslike regeringsverkiesings. Die munisipale afbakeningsraad se wijksafbakeningsproses is goed op dreef met 'n landwyse openbare oorlegplegingsproses wat tans aan die gang is. Die verslag gaan oor 5 maande aan die verkiesingskommissie oorhandig word. Daar is tans 4.478 wyke in die land wat voor die verkiesing kan toeneem. A ward is split if it is above the norm. So if, for an example, in the previous elections, that ward had about 10,000 people, and suddenly in 5 years it increased to 20,000. The norm says we can only increase a ward by 15%, which should have been 11,005, or decrease it to 8,500. But if it's at 20,000, we are obligated to split it. Die raad het duisende aansoeke vir die herbepaling van munisipale wyke ontvang en 13 sake is sedertdien uitgestel en word aan verdere ondersoek en openbare betrokkenheid onderwerp. Die proses sal eers volgende Februarie afgehandel word. Members of society and stakeholders will have 14 days to provide objections. And then after that, it will go to the board for decision making. Our deadline to the IEC is two-pronged. It's the 31st of October for all the ward delimitations that we are doing where there are no deferred cases. Die OVK sal nadat hy die afbakeningsraad se verslag ontvang het, die kiesers wat in die verskeie wyke geraak word, inlig. In instances where, as a result of the demarcation of wards, voting districts no longer accord to the wards, the Electoral Commission will undertake project to communicate and re-register the affected voters to ensure that they are registered in wards of ordinary residents. Moroka verseker dat die afbakeningsproses deursigtig is. Die Departement van Petroleum en Minerale Bronne het bevestig dat brandstofpryse in Mei gaan daal. Die departement sê beide grade petrol sal met 22 sent per liter daal, terwyl diesel 41 en 42 sent per liter minder sal kos, afhangend van die graad. Die prys van parafin sal met 41 sent per liter daal, maar gas sal 46 sent per kilogram duurder wees. Volgens die departement het die laer olieprys grootliks tot die verlagings bygedra. Gaspryse neem egter toe as gevolg van hoër verskepingskoste. Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Die Blitsbok-afrigter hoop dat Brown, Ndlovu en Nortjie nuwe energie gaan bring. Ons het nog sportnuus en die weer net hierna. Die Blitsbok-afrigter Philip Snyman sê spelers wat weer by sy groep aangesluit het na beserings kan 'n vonk verskaf vir die naweek se wêreldkampioenskapstoernooi in Los Angeles. Die toernooi vind plaas na die onlangs afgehandelde wêreldreeks waar Suid-Afrika 4de op die punteleer geëindig het. Ronald Brown, Mfundo Ndlovu en Kieuwen Nortjie keer terug na die Blitsbokke se teleurstellende vertonings in die laaste 2 wêreldreeks toernooie in Hong Kong en Singapore. Snyman sê gedurende die seisoen was daar briljante, gemiddelde en swak oomblikke, maar die span fokus nou net op wat voorlê.
man soos Ronald Brown, Mfundo, Kewen wat terug ingekom het. Ek dink baie energie wat hulle bring en ek dink die span streef daarop en ewe skielik is daar weer smiles op die gesigte by die oefenveld. Slegs die top 8 spanne speel in Los Angeles en elke wedstryd word soos 'n uitklopstryd benader. As jy dit bymekaar kan bring en seker te maak elke man weet wat sy rol is, klinies te wees en die oomblik wat ons wanneer ons punte moet aanteken dit doen en op verdediging skerp wees, dan sal ons onsself 'n kans gee, maar ons moet op ons beste wees en elke man moet inkoop en ons moet seker wees dat ons beste gee en seker maak dat almal op dieselfde bladsy is. Die Blitsbokke speel môre aand net na 9 Suid-Afrikaanse tyd in sy eerste groepwedstryd teen Frankryk. Harry Olivier, SAK nuus. En dis dan hoe ons die naweek begin. Die Afrikaanse nuus is môre aand terug om 6:15 op SABC2. Ons groet met beeldmateriaal van 'n skouspelagtige Augrabies watervalle in die Noord-Kaap. Die Augrabies Nasionale Park het 'n dramatiese toename in watervolumes aangeteken. 'n Indrukwekkende vloeitempo van 3991 kubieke meter per sekonde is bereik, terwyl die Oranje rivier oor die ikoniese 56 meter hoë valle stort. Sluise is verlede week stroomop oopgemaak na oorstromings. 'n Mooi aand verder, totsiens.